Welkom in my Afrikaanse klas. Vandag gaan ons kyk na visuele geletterdheid en ons gaan fokus op 'n advertensie. Dit is ons tweede voorbeeld waarna ons gaan kyk. Kom ons kyk gou-gou na die advertensie. Hier kan 'n mens, dis 'n advertensie om 'n rugsak te wen. So jy kan sien die woord wen is lekker dik en rooi. Verder sê hulle propvol skoolbehoeftes ter waarde van meer as R600. En dan is hier 'n hele aantal items wat in die sak sal wees, wat jy kan wen saam met die sak. Dan is hier 'n klein byskrifie wat ek hier groter gemaak het, geldig vanaf 30 Desember 2021 tot 26 Januarie 2022. Terwyl voorraad hou, besoek die winkel vir besonderhede. En dan die laaste wat ons nou moet oplet is hierdie, want almal soek 'n winskoopie. Goed, so kom ons kyk gou-gou. Hier is boeke, daar's kleurpotlode, daar's 'n glimpenne, plastiek, gom en 'n skêr en 'n energiestafie, allerhande lekker goed wat in die sak sal wees. So wat jy moet verstaan is ons het 'n formule wat ons gebruik en wat ons elke keer toepas op die visuele prentjie of skets of spotprent wat ons moet ontleed. So die vrae wat ons gaan vra is presies dieselfde as wat ons met die spotprent gedoen het. So daar's drie aspekte. Ons gaan kyk na die visuele detail, so the visual aspect. Ons gaan kyk na die teks en dan in die derde plek gaan ons kyk na moontlike vrae, possible questions. Goed, so kom ons begin met die visuele detail. Is daar mense en diere? Nee, so ons hoef nie eers daai vraag te beantwoord nie. Ons hoef ook nie die tweede vraag te beantwoord nie, want daar's nie mense en diere nie. Daar's nie liggaamsgebare en gesigsuitdrukkings nie. Nou kom ons by kontras in kleur en uitbeelding. Kom ons gaan kyk. Watter kleure gebruik hulle hier? Hulle gebruik rooi, baie dik vet letters. En die bedrag geld wat die waarde is van wat jy kan wen, is ook in rooi. So wat gebeur? Wat sien jy eers raak? Wen en dan sien jy R600. So dis wat die boodskap wat hulle wil oordra. Dis die belangrike ding wat hulle wil oordra. Goed, kom ons kyk. Perspektief. Is daar enige interessante perspektief? Ja, ek dink dit is interessant dat hulle hierdie produkte wat jy in die sak kan kry, bietjie groter gemaak het as wat dit in werklikheid sou wees binne in die sak. So daar's bietjie versteurde perspektief, maar ek dink dit dra die boodskap oor. Plasing en uitleg. Ek dink dit is baie eenvoudig. Hulle het die sak aan die een kant met die produkte aan die ander kant. So daar's niks vreemd daaraan nie. En dan kyk ons na lettertipes en groottes. So ons het al gepraat oor die rooi letters. Daarso is die blou rugsak wat ook lekker vet letters is. Dis baie duidelik wat dit is waaroor dit gaan. Hierdie is 'n bietjie klein, maar in werklikheid is dit nie so klein nie. As 'n mens nou die advertensie voor jou het, dan is dit heeltemal moontlik om dit te lees. So ek dink die lettertipes is heel gepas vir wat hulle wil regkry. Kom ons kyk na die teks. Goed, die heel eerste ding wat jy sien, soos wat ons gesê het, is wen R600. En dan sien jy die rugsak. Goed, kom ons kyk nog. Is daar kopie onderaan? Is daar ekstra inligting? Hierso sê hulle vir jou, want almal soek 'n winskoopie.
Hulle probeer jou 'n bietjie manipuleer, want wie is nie op soek na 'n winskoopie nie? 'n Winskoopie is 'n bargain, né? A bargain. So everybody is hunting for a bargain, especially beginning of year when you have to go back to school and you have to get new stationery and all of that. This could really be a nice prize to win. Daar's heeltemal verband tussen die opskrif, die wen 'n sak en al die ander inligting wat gegee word. Die grafika, die prentjie ondersteun die kompetisie. Hulle wys presies vir jou wat jy kan wen en hulle wys vir jou watter waarde jy kan kry met hierdie sak en die produkte. Goed, kom ons kyk na die vraag. Eerste een, kyk na die gebruik van kleur, color. Hoe suksesvol dink jy is die kleure wat gebruik word? Nou hierdie tipe vraag kan jy na enige kant toe antwoord, solank as wat jy jou antwoord goed motiveer. So jy kan sê, dis uiters suksesvol, want dit is kontrasterende kleure, rooi en blou, basiese kleure, dit vang jou oog, of jy kan sê, dit werk glad nie vir my nie, en dan moet jy net sê hoekom. Wat is die belangrikste boodskap wat die advertensie wil oordra? Dit gaan oor wat jy 'n kompetisie, wat jy kan wen en al die wonderlike produkte wat jy kan wen. Wie's die teikengroep? Who is the target market? So dis natuurlik ouers wat moet geld uithaal om nuwe skryfbehoeftes te koop, of dit kan selfs op die leerders gemik wees. Goed, ooreed. What word or phrase do they use to convince you to take part in this competition? And it's the right here. Want almal soek 'n winskoopie. So hier het ons te doen met manipulerende taalgebruik. So they are trying to convince you to enter this competition. Punt 5, 3.5. Is dit 'n aanloklike kompetisie? Is it a competition that you would be interested in entering? Gee 2 redes. Nou weer, ouens, as hulle sê 2, dan beteken dit, daar gaan 2 punte betrokke wees. So, kom ons kyk. Is dit 'n goeie kompetisie om aan deel te neem? Ek dink nogals dit kan regtig werk. Jy kry 'n pragtige sak, wat jou kan hou vir die jaar of langer, en jy kry al hierdie produkte. So dis glad nie te versmaai nie. Dan vra hulle 'n vraag oor die lettertipes en groottes. Is dit effektief? Now again, you can answer yes and motivate, or you can answer no and motivate. Nou, hier raak dit nou 'n probleem. Noem enige 5 produkte, behalwe die sak, wat gewen kan word. So here you have to understand what you have to do. Name 5 products, except the bag, wat gewen kan word met die kompetisie. So you need to name 5 products, but you cannot name the bag. So ons het gesê, daar is boeke, kleurpenne, glimpotlode, glimpenne, plastiek, gom, en wat ook al. So nou hier is dit waar jou woordeskat weer gaan inkom. Jy sien, as jy nie die woordeskat het, om daai items te benoem nie, dan gaan jy in die moeilikheid wees. 'n Vraag soos 3.8 is regtig 'n baie persoonlike antwoord. En hier kan jy weer eens jou eie
opinie gee. Sou jy graag hierdie kompetisie wou wen? Motiveer jou antwoord. Would you have liked to win this competition? And again, motivate your answer. Weereens is dit iets wat jy kan sê, ja, ek sal graag hierdie kompetisie wil wen, want, en dan jou rede gee daarvoor. Of jy sou kon sê, nee, ek stel glad nie belang nie, want my maale het al klaar hierdie goed vir my gekoop. Goed, 3.9. Wat beteken terwyl voorraad hou? Nou, weereens, ouens, dit het te doen met woordeskat. Dit beteken, terwyl daar produkte is, sal hierdie kompetisie aanhou gebeur. Die oomblik as dit die produkte opraak, dan stop die kompetisie. Goed, en dan is hier nou 'n paar taalvrae, afkortings vir Desember en Januarie. Desember, Januarie, onthou die punte. Skryf 2022 in woorde. Verkleinwoord van winkel, winkeltjie. Vol, intensiewe vorm is propvol. Afrikaans vir energy bar. As jy fyn geluister het, sou jy gehoor het dat ek dit gesê het. Energiestafie. Daar het jy nou sommer nog iets geleer. Meervoud van skerre. Goed, ek hoop, hier's my laaste klein drup van die kraan, the dripping tap, woordeskat, and motivate your answers as clearly as possible. Goed, tot 'n volgende keer.